Vandag gesels ek met Jean Dutron, 'n prokureur wat spesialiseer in familiereg, oor 'n belangrike uitspraak van die Appelhof waarin 'n Suid-Afrikaanse ma beveel is om saam met haar 4-jarige seun na Switserland terug te keer. Die saak fokus op 'n internasionale toesigtwis en die toepassing van internasionale reg en spesifiek waar 'n kind se primêre woonplek is en watter hof die reg het om oor toesig te beslis. Jean, welkom terug hier by ons. 2026, hier gaan ons. Jy is besig om notas te maak. Ek sien dis ernstige sake. Jou taal is so mooi. Baie dankie. Nou die hof het 'n Suid-Afrikaanse ma beveel om saam met haar 4-jarige seun na Switserland terug te keer, soos wat ek nou net genoem het. Wat kan jy ons meer oor hierdie saak vertel? Ja, kyk, hierdie gaan oor die Haagse Konvensie en ons doen baie redelik van hierdie saak te doen, veral met Suid-Afrikaanse howe. Wat gewoonlik, soos hulle sê in broad strokes in sulke gevalle gebeur, daar is, en ook nou in hierdie geval gebeur, daar was 'n Suid-Afrikaanse vrou en dan 'n man van Switserland. Hulle was in verhouding betrokke. Hulle het in Lucerne, Afrikaans Lucerne gebly. Ja. En lank daar gebly, hy het vir die stadsraad gewerk daar, hulle het ook 'n kind gehad. En toe begin hulle sekere huweliksprobleme optel. Die ma uiteindelik kom toe terug Suid-Afrika toe met die kind en sy sê nee, sy kom net vir haar familie kuier en 'n rukkie hier bly. Toe sy nou teruggaan, toe sy positief vir COVID. Toe kon sy nou ook nie teruggaan nie, maar toe een ding na die ander ding en uiteindelik het sy toe gesê nee, maar sy kom nie terug nie. En dis nou waar die Haagse Konvensie of the Hague Convention nou inskop. En wat in so 'n geval gebeur is, wat hulle noem die sentrale autoriteit, die Central Authority, wat ons familieadvokaat is, maak kontak met die sentrale autoriteit in Switserland, wat ook 'n soort van hulle familieadvokaat is, en dan daar's 'n paar goed waarna hulle kyk in 'n applikasie wat jy moet maak. Maar waarop dit basies neerkom is dat albei ouers het ouerlike regte en het ouerlike regte tot die kind en die ouerlike regte toegepas. Dis nie 'n pa wat lank afwesig was en glad nie sy kind ken nie, dis 'n pa wat 'n pa was vir sy kind en 'n ma wat 'n ma was vir die kind. Die kind is uit die land uitgeneem onder valse voornemens. Ja, ons kom net vinnig met vakansie. Daar was nie toestemming gegee vir die kind om nou 'n Suid-Afrikaanse burger te word en die hele tyd hier te bly nie. En dan ook baie belangrik waar die kind primêr of gewoonlik woonagtig was. Hierdie kind was woonagtig vir 'n tydjie in Italië, maar primêr woonagtig in Switserland. Dis wat hy ken, dis waar hy groot geword het, dis die taal wat hy praat. So, toe het die pa 'n applikasie ingebring onder die Haagse Konvensie en die Hooggeregshof hierso, die Pretoria Hooggeregshof hierso 'n redelike snaakse uitspraak gegee en het gesê dat, maar luister, die man en vrou is nooit getroud gewees nie en daarom is die Haagse Konvensie nie van toepassing. Toe gaan die saak na die Appelhof toe en daar is 'n baie kompetente appelregter daar, regter Tandy Norman. En sy het toe gesê, maar luister, of 'n kind getroud is of nie getroud is nie, of die ma en pa getroud is of nie getroud is nie, het niks te doen met die feit van die Haagse Konvensie en of die kind verwyder is onder valse voornemens, of die kind weggevat is van sy primêre woning en of hierdie pa ouerlike regte uitgeoefen vir die kind nie. Maar hier's waar 'n mens kan sien hoe die reg soort van ontwikkel. Gewoonlik sou so 'n bevel gewees het, sosiale dienste vat die kind, die pa kom saam met die pa en gaan terug. En dit is die einde van die saak. Maar hierdie hof, jy kan sien hoe die reg ontwikkel. Hier het regter Norman het 'n baie goeie bevel gemaak. Sy het gesê, luister, ek maak 'n interim bevel. Dis nie teen die kind se beste belang om terug te gaan nie, maar ek glo dat 'n Switserse hof kan beter hieroor beslis. So ek maak 'n bevel, en amper soos dat die al 43 bevelle, interim egskeiding bevel, omdat hulle nie, hulle was nie getroud gewees nie, sê, right, meneer, die ma en die kind gaan terug. Jy moet vir hulle 'n woning kry, jy moet vir hulle 'n kar kry, jy moet maandelikse onderhoud betaal, en dan moet julle hierdie saak na die Switserse hof toe vat en weet dat die Switserse hof hieroor beslis. So gewoonlik as jy 'n Haagse Konvensie bevel maak, is dit een bevel en is klaar. Ja. Maar sy was net slim geweest hierso en gesê, luister hierso, daar's komplikasies hierso, daar's ander sake of ander feite hierso. Beide ouers het 'n bietjie gesukkel met emosionele en sielkundige probleme. Gaan terug daartoe en laat daardie hof goed na hierdie saak kyk. Ek dink jy het nou al so 'n bietjie na hierdie volgende punt verwys, maar dalk kan jy ons net so 'n bietjie meer inlig na aanleiding van hoe die howe internasionale twiste rakende kinders hanteer. Ja, kyk, daar's die Haagse Konvensie wat mens gebruik en daar's meeste Europese en Amerikaanse lande het hierdie konvensie onderteken. Wat sê laat luister, as 'n internasionale twis is of as 'n twis, dit gebeur baie.
dit het gewoonlik so, toe ek begin reg te praktiseer het so 80 kg gelede. Laat. toe het mens baie mense sake gekry. Maar nou ons weet mense vir mense om Europa toe te reis, vir mense om Amerika, Kanada te reis, Nieu-Seeland toe te reis, daar toe werk, iemand te ontmoet, iemand op 'n skip ontmoet waar jy werk. En dan met hierdie persoon te trou en dan die man kan van Israel wees, die vrou van Suid-Afrika en hulle kan in Nieu-Seeland of Thailand toe bly. Ja, ekskuus, ons het so 20 sekondes oor, maar jy kan vinnig jou laaste gedagte klaar maak. Vinnige laaste gedagte is, daar is 'n prosedure, dit is die Haagse Konvensie, wat mens gebruik, en dit solank jy dit instel binne 'n jaar van dit kind verby. Shander, die tyd is nou baie vinnig ingehaal, maar baie dankie vir die insig wat jy vanoggend hier met ons kom deel het. En ja, ek dink dit is nogal 'n ingewikkelde onderwerp, en daarom is dit belangrik om te verstaan hoe iets gepaard gaan met iets soos internasionale reg. Baie dankie. Presies. Nou goed, jy kan jou draftekkies gereed kry, want net hierna gesels Arnold met die Magnolia Road Runners.